gaan vanoggend uit Psalm 8 lees wat ons nou ook gesing het as ons loflied. Nou Dawid, as 'n diep gelowige, was vol bewondering vir God. Oor wie God is, oor wat hy in die verlede gedoen het, oor wat hy nou doen, oor wat hy in die toekoms gaan doen. Dawid is so vol lof en dankbaarheid teenoor God dat hy homself nie kan inhou nie. En hy sing dit uit voor God. Hy moet dit vir God vertel. Maar dit is nie genoeg om dit net vir God te vertel nie, hy wil dit ook vir die wêreld vertel en met die wêreld deel. En dan gaan hy en hy skryf hierdie Psalm 8 vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die vlug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. As ons saam met Dawid of met sy oë na die skepping kyk en besef dat God alles gemaak het, dat dit hy is wat alles in stand hou, dan kan ons ook nie anderste as om verstom en beïndruk te wees nie. Dawid skrywe, as ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. Dawid hou sy lof en sy dankbaarheid nie vir homself nie. Hy vertel dit vir God. Hy bars uit in 'n loflied waarin hy God die eer gee en God loof en prys. Hy skryf 'n lofpsalm wat hy nie vir homself hou en iewers te gaan wegsteek nie. Hy deel dit met die wêreld om te vertel hoe wonderlik God is, hoe groot en hoe goed hy is. Hy wil hê die hele wêreld moet dit wees. Nou Jesaja het 'n baie soortgelyke gedagtegang as Dawid gehad. Hy vestig ook mense se aandag op God as hy na die skepping kyk. En mense moet bewus gemaak word van God, van wie hy is en wat hy kom doen. Jesaja sê in Jesaja 30, kyk na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dis hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Ek wil nou vir jou vra, vriend, vriendin, broer, suster in Jesus Christus, wat sien jy as jy na die skepping kyk? Nou ek weet hier in die stad het ons ligbesoedeling en lugbesoedeling en 'n mens kan amper nie meer die sterre sien nie.
jy 'n bietjie gaan kampeer iewerste, dan sien 'n mens dit en verstom jy jouself as jy sien hoe baie sterre daar in die hemelruim is. En ons kan nie eers alles sien nie. Maar wat sien ons as ons na die skepping kyk? Ons besef hoe klein en hoe nietig en hoe verganklik ons is. Ja, ons kyk na die skepping en ons sien wat God doen. Ons is beïndruk. Maar vertel ons dit vir ander mense? Soos wat Dawid en Jesaja dit gedoen het? Wanneer laas het jy vir God gaan vertel, Here, ek is verstom en beïndruk met die skepping. Dis wonderlik. Wanneer laas het jy vir die wêreld vertel wie God is en dat hy in beheer is? Want as ons harte vol is van God, dan gaan dit oorloop en kan ons nie stil bly nie. Ons wil dit deel met ander mense. Ek wil vanoggend so op 'n bietjie ander manier die aandag op die grootheid van God vestig. Wat ons deeglik sal laat besef hoe geweldig groot God is en hoe klein en nietig en verganklik ons as mense is. Nogtans het God nie gehuiwer om Jesus Christus sy seun na die wêreld te stuur om die losprys vir ons sonde te betaal nie. So kosbaar is ons, al is ons klein en nietig. Maar so kosbaar is ons vir God. So groot is sy liefde en sy omgee vir ons. So kom ons gaan terug na die begin van alles. En die Bybel begin met 'n kort en 'n kragtige sinnetjie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Daar's geen verduideliking nie, geen bewyse, geen verskonings, net 'n kort en 'n kragtige stelling. Die Bybel sê nie wanneer dit gebeur het nie, behalwe dat dit in die begin was. Hoeveel jare verbygegaan het, triljoene, biljoene, miljoene jare, duisende jare, ons het geen idee nie. Dit was in die begin en dit was die begin van alles. Genesis 1 vertel ook nie vir ons wat het God in die ewigheid gedoen voordat hy die hemel en die aarde geskep het nie. Geen besonderhede nie. Net 'n kort en 'n kragtige stelling. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Ons sou wat wou gee om meer te weet as wat die Bybel vir ons vertel. Ons weet God het gemaak en hy is in beheer. Natuurwetenskappe help ons om so ietsie meer te ontdek en ietsie meer te verstaan, maar dis nog baie min. Maar na al die jare bly die skepping vir ons steeds 'n geheimenis, 'n misterie. God het 'n sluier daaroor getrek. Sy eer lê in wat hy geheim hou, sê Spreuke 25 vir ons. Die eer van God lê in wat hy verborge hou, soos die hoogte van die hemelruim en die diepte van die aardbodem. Wat die Bybel vir ons sê, dis God wat alles gemaak het. En aan die begin van 'n nuwe jaar, waarvan die eerste maand al verby is dit goed om te besef dat God alles gemaak het. Dat hy die almagtige is wat in beheer is, dis sy aarde, dis sy heelal. Hy sorg reeds van die begin af daarvoor en hy sal voortgaan om daarvoor te sorg. En daarom kan ons glo en vertrou, God sal ook hierdie jaar vir alles sorg. Sondag na Sondag, en baie dikwels met die woorde, maar sê ons die woorde, hy sal nie die werke van sy hande laat vaar nie, en hy sal dit ook in 2026 nie doen nie. Al sou daar rampe en terugslag kom, sal die lewe voortgaan. Vloede sal ophou, droogte sal met reënbuie tot 'n einde kom. Oorlog wat nou heers, sal een of ander tyd verbygaan. Na trane sal daar weer blydskap wees. Dit sê Psalm 30 vers 6 vir ons. Vrugtebome sal weer bot. Maar ons moet leer om verby ons probleme, ons terugslag en ons negativiteit te kyk en God raak te sien agter alles. Soos Habakuk vir ons sê in Habakuk hoofstuk 3. Al sou die vyeboom nie bot nie,
en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. As sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. As sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie. Die beeskrale sonder beeste wees. Weet jy, daar is boere wat met die Black and Claw seer hulle totale kuddes moes uitwis. Sy totale fondse wat hy deur jare gegenereer het, is weg. Dit waarop hy moet staatmaak om te lewe is weg. Hulle hele bron van inkomste is uitgewis en vir baie lyk die toekoms donker. Die beeskrale sonder beeste. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. In ons krisisse kan ons maar net na die Here gaan en aan hom vashou. God het vir miljoene jare gesorg, hy het die grootste liefde aan ons bewys, en hy sal aanhou om dit te doen. Dis sy hemel en dis sy aarde, hy het steeds die kaart en transport, hy hou die titel agter, hy is en bly in beheer, en ons is veilig. Ons is so veilig, dat ons nie eers besef, hoe veilig God ons hou nie. Ek het vanoggend so 'n bietjie van 'n vreemde tema. Ons is ruimtereisigers in die ewigheid. Ek gaan hier op 'n ontdekkingsreis neem vanoggend, om 'n beter besef te kry van hoe groot God is, en van hoe veilig God ons hou. Nou hierdie reis kan gevaarlik wees, en daarom moet ek begin met 'n waarskuwing. Sit stil en hou vas in jou bank dat jy nie dalk afval nie. Jy mag dink dit is snaaks, maar jy sal nou verstaan. Ons gaan kyk vanoggend na die wêreld van spoed en die spoed van die wêreld. En voordat ek wegtrek op hierdie ontdekkingsreis, moet ek eers die IQ so 'n bietjie toets. Dit staan vir intelligensiekoëffisiënt, en dit het te doen met hoe intelligent 'n mens is. Daar is sommige mense wat dink jy is so slim. Niemand kan my iets vertel nie, niemand kan my iets leer nie, ek weet alles wat daar te weet is. Maar weet u nie, een van ons weet alles nie. Aan die ander kant is daar mense wat besef dat ons kan nooit ophou leer in hierdie lewe nie. Tot die dag wat ek my kop neerlê, moet ons aangaan om te leer, en veral ook in my geloofslewe. Hier op aarde, in hierdie leeftyd, sal ons nooit alles weet en alles verstaan nie. Maar nou gaan ek vir jou 'n vreemde vraag vra, en dink baie mooi voordat jy 'n antwoord gee. Hoe vinnig beweeg jy op hierdie oomblik? Dink na 'n vreemde vraag. Jy sal dalk dink, ek sit. Ons logika vertel vir ons daar's geen beweging nie. Met ander woorde, ons beweeg op hierdie oomblik teen 0 km/h. Wie stem met my saam? Hande op. Ja, okay, niemand steek hande op nie, so 'n verskil van my. En watter spoed beweeg jy op die oomblik dan? Wie kan 'n antwoord gee? Baie vinnig. Okay. Ons sal nou kyk of hierdie reg is. Maar ek dink, as ons dink ons sit stil, dan bedrieg ons logika ons. Ons het nie al die feite in ag geneem nie. So hou so 'n bietjie vas in jou antwoord, en ek gaan nou jou anders oor die saak laat dink. Ons gaan 'n bietjie verder. Ons kyk hoe vinnig kan 'n mens beweeg. So, ons sit nie heeltemal stil soos ons nou dink nie. Hoe vinnig kan 'n mens beweeg? As jy stap, dan is dit miskien so 2 tot 8 km/h. As jy hardloop, dan kan 'n mens so 19 tot 27 km/h haal oor 'n kort afstand, want ons het nie 'n vreeslike uithou vermoë nie, dan raak ons moeg en dan hardloop ons al hoe stadiger.
Iemand wat baie vinnig kan hardloop soos Usain Bolt, die atleet, kan oor rekordafstand so 44,72 km/h haal. Iemand op 'n renfiets sê hulle op die internet 180 tot 200 km/h, die 200 is seker op 'n afdraande dink ek. 'n motorfiets so 400 km/h. En renmotors, as hulle dit nou op die soutbane gaan toets of soutvlaktes daar in Amerika, dan vind hulle ook so om en by 400 na 420 km/h topspoed. As jy in 'n vliegtuig klim, dan gaan 'n Boeing gewoonlik so 850 na 950 km/h. Hulle sê 'n Boeing 787 Dreamliner kan so 1110 tot 1120 km/h beweeg. As iemand in 'n vierpyl sou klim, dan beweeg hy so 11,2 km/s as hy begin spoed optel, en om buite die aarde se aantrekkingskrag te beweeg, moet hy 40,000 km/h kan beweeg. Nou dit is seker die vinnigste wat enige mens al ooit beweeg het, 40,000 km/h. Nou as 'n mens kyk na die internasionale ruimtestasie, dan beweeg hy 28,200 km/h om buite die aarde se aantrekkingsveld te bly. Die oomblik as hy stadiger beweeg, dan gaan hy aarde toe val. Die oomblik as hy vinniger beweeg, gaan hy uitskiet in die buiteste ruimte. Nou 'n ruimtevaarder wat gaan op 'n ruimtewandeling, moet ook dan ongeveer so teen 28,200 km/h vlieg. En dit lyk nie eintlik so nie. Anders te val hy ook terug aarde toe. Nou ek gaan 'n bietjie ander statistieke en syfers met u deel vir 'n aanduiding van spoed gee en tyd. Die maan wentel om die aarde in 'n elliptiese baan. Op die naaste is die maan so 363,000 km van die aarde af, op die verste so 405,000 km. So die aarde is nie presies in die middelpunt nie. Nou iemand was so oulik om te gaan uitwerk op verskillende maniere, hoe lank sou dit vir iemand vat om by die maan uit te kom, as jy maan toe wil gaan, maar alles is nie moontlik nie. Nou as jy kon stap, en jy weet dit is nie moontlik nie, maar as jy die afstand van die aarde tot die maan sou stap, en jy sou 24 ure 'n dag stap teen 'n vaste spoed van ongeveer 8 km/h, dan gaan dit jou 'n volle 9 jaar vat om by die maan uit te kom. As jy met 'n motor sou ry, 5 maande dag en nag teen 100 km/h, dan gaan jy by die maan uitkom. 'n Vliegtuig sou vir jou so 18 dae neem om by die maan uit te bring. 'n Vierpyl net 3 dae. En die spoed van lig 1,3 sekondes. So die slim mense sê die lig beweeg teen 'n spoed van 300,000 km/s. Dis geweldig vinnig. Maar ander woorde as jy nou na hierdie prentjie kyk en daai wit kolletjie wat so rondspring, is dit hoe vinnig lig van die aarde tot die maan bons elke 3 sekondes van die aarde tot die maan en terug. Dis geweldig vinnig. Nou ja, sou iemand op maan toe gaan, dan weet ek nou nie regtig wat jy daar gaan doen nie. Daar sit teen 'n klip en na die aarde sit en kyk. Maar ek het die voorbeeld nou maar net gebruik om vir aanduiding of idee van spoed en tyd te gee. Die aarde is ongeveer 150 miljoen kilometer van die son af en dit neem die lig van die son 8 minute om by die aarde uit te kom teen 'n spoed van 300,000 km/s. Nou in die antieke tyd het mense die idee gehad dat die aarde stil staan en die aarde is die middelpunt van die heelal en die son en die planete wentel om die aarde. En soos Aristoteles het dit absoluut geglo. Die aarde staan stil, is die middelpunt van die heelal, die son, maan en planete en sterre wentel om die aarde. En hoekom hy by daai idee uitgekom het, is dat as jy 'n bal regop gooi, dan gaan hy reg af weer val. Hy het nie op 'n ander plek geland nie, met ander woorde, jy het stil gestaan. Dis die idee. Maar die mense het ook 'n vreemde idee gehad dat die aarde plat is. En as jy baie ver van die huis af weggaan, dan kan jy oor die rand van die aarde val
en dan is dit verby met jou. So hulle het nie baie ver van die huis af beweeg nie, want hulle was bang vir daai onbekende. Partykeer gesien iemand gaan weg en dan kom hy nooit weer terug nie. Hy is dalk deur ander mense op 'n ander plek doodgemaak of het 'n ongeluk gehad. Maar hulle het gedink hy het oor die rand van die aarde geval. En daarom was hulle baie versigtig. Nou ja, hulle het gesien dat die son kom in die ooste op en dit beweeg oor na die weste toe. En so hulle het gedink, dan gaan die son hier onder die rand van die aarde gou terug en dan kan hy volgende dag weer opkom en oorkom. So, die son beweeg, ons staan stil, dit was die idee. 'n Wetenskaplike met die naam Aristarchus van Samos het tot die besef gekom dat die aarde nie die middelpunt is nie, maar die son staan stil en die aarde en die planete draai om die son. Dan vind 'n mens iemand, Nicolaas Copernicus, 'n Poolse priester, het in die jaar 1414 reeds waargeneem dat die aarde om die son wentel. Hy was baie bang om hierdie inligting met mense te deel, want die kerk was baie streng gewees op daardie stadium. Die oomblik as iemand iets gesê het wat nie met die kerk se leerstellinge saamstem, wat nie noodwendig op die Bybel gebaseer was nie, dan is daardie persoon as 'n ketter verklaar en vervolg. Copernicus het eers hierdie waarneming van hom in 1543 bekend gemaak. Nou ja, hy het dan gesê dat die aarde en die planete draai om die son. Nou, die Italiaanse wetenskaplike Giordano Bruno het Copernicus die idee ondersteun en hy het dit bekend gemaak dat die aarde en die planete om die son wentel, maar hy het ook gesê dat die sterre is eintlik maar sonnes binne hulle eie sonnestelsel en dat hulle planete het wat daarom wentel. Hy is deur die Rooms-Katolieke Kerk verhoor en hy is 'n ketter veroordeel en hy het met sy lewe betaal op 'n brandstapel vir hierdie inligting wat hy gedeel het. En eintlik was die ander mense verkeerd, nie hy nie. 17 Februarie 1600 het hy in Rome op 'n brandstapel gesterf vir sy sieninge. Galileo Galilei het in 1610 met 'n teleskoop gesien dat Venus lig en donker dele het soos ons maan as hy om die aarde sirkel, en dit het hom laat besef dat die planete om die son wentel. Nou, dis al amper in die tyd van Jan van Riebeeck. Dan kry ons Johannes Kepler, 'n Duitse wiskundige en sterrekyker, wat met wiskundebewyse uitkom en die wentelbane om die son bevestig. Dis eers onlangs as 2 Februarie 1851 dat 'n wetenskaplike in Parys, Leon Foucault, bewys dat die aarde om sy eie as draai. So ja, dit was vir die mense 'n totaal nuwe idee, wat hulle baie onwaarskynlik gevind het. Maar as 'n mens byvoorbeeld 'n langtermyn foto neem, met ander woorde die kamera se lens is gestel en is gemik op die sterre, dan gaan jy sien dat die sterre sirkelvormige strepe begin vorm op die foto. En hier is 'n foto wat by die Noordpool geneem is, waar mens baie duidelik die draaiing van die aarde en die as van die aarde kan sien. So enige plek waar mens gaan en gaan kyk, dan gaan jy sulke foto's kan neem as daar nie wolke in die pad is nie. Nou as 'n vuurpyl opgeskiet word, dan word hy loodreg opgeskiet. Maar mense wat hom staan en dophou, begin na 'n rukkie sien dat hy begin met 'n boog te vlieg. Maar eintlik vlieg hy loodreg op. Hoekom is dit? Omdat die aarde onder hom draai en dan begin dit lyk of hy skuins vlieg. Nou hoe vinnig draai die aarde? Een omwenteling in 24 uur. Nou hoe werk die mens die spoed uit? Jy vat die omvang van die aarde, dit is ongeveer 40.075 kilometer by die ewenaar, jy deel dit deur 24, en dan begin jy besef dat daar by die ewenaar beweeg die aarde teen 1670 kilometer per uur. En as 'n mens verder van die
ewenaar af wegbeweeg na die pole toe, dan raak die draaiing stadiger, omdat die omvang al hoe kleiner raak. En ek het gaan Google, ons beweeg hier in Pretoria teen 1446,1 km/h. En jy het gedink jy sit stil. Ons beweeg teen 1446,1 km/h hier waar jy stil sit op die oomblik in vergelyking tot die res van die heelal. Nou begin 'n mens voel jy met vashou. Maar dit is nie al nie. Daar's nog vinniger. Die spoed om die son. Die aarde draai een keer 'n jaar om die son teen 'n spoed van 107.266 km/h. Dit beteken, ons beweeg hier saam met die aarde, boonbehalwe die draaiing van die aarde nog 107.226 km/h of 6,2 miljoen kilometer per dag. Nou kom ons by groot syfers. Hoe vinnig beweeg jy? Wat die draai van die aarde 1446 per uur. Ons wentel om die son teen 107.000 per uur. So ons is klaar oor 108.000 km per uur waar ons hier stil sit. Dit is vreemd. Hoekom kom ons dit nie agter nie? Want ons draai teen dieselfde spoed saam met die aarde. As jy byvoorbeeld in 'n vliegtuig vlieg, dan kan jy opstaan en vorentoe en agtertoe loop, sonder dat jy besef, maar ek trek hier teen 'n spoed van byna 900 km/h. Het voel of jy stil staan. So, dit is die impak op ons ook. Ons besef nie die geweldige spoed waarteen ons beweeg op hierdie oomblik nie. Maar, is nou ander feite wat ons nie op skool geleer het nie. Alhoewel, die planete in ons sonnestelsel om die son draai, en ons geleer het dat die son stil staan, is dit ook nie heeltemal korrek nie. Die son is besig om binne ons melkwegstelsel te beweeg teen 'n massiewe spoed. Die son beweeg teen ongeveer 828.000 km/h binne in ons melkweg. Hulle sê dat een omwenteling kan ongeveer 225 miljoen jaar vat om te doen. 225 miljoen tot 250 miljoen jaar. Nou, dis tye waaroor ons nie kan kopkrap nie, is te lank. Ons gaan nie so lank lewe nie. Ons beweeg elke minuut 14.000 kilometer saam met die son en die melkweg. Elke uur 828.000 kilometer. Maar die melkweg is ook nie staties nie. Ons beweeg teen 'n onsaglike spoed waar ons beweeg en uiteindelik sê hulle dit alles is meer as 2 miljoen kilometer per uur wat ons deur die ruimte beweeg. En ons het van niks geweet nie. God beskerm ons, hy hou ons vas, hy hou ons veilig, dat ons nooit eers dit besef of daaraan dink nie. Jy ooit in jou lewe gedink jy sou teen 'n spoed van 200 km per uur kan beweeg? Ons weet van niks. Ons besef nie ons beweeg nie. Ons besef nie hoe geweldig vinnig ons beweeg nie. Want God hou ons veilig. Hier waar ons sit, beweeg ons teen meer as 2.828.000 km per uur deur die ruimte. Ons is basies ruimtevaarders op pad na die ewigheid. In terme van die totaliteit van die skepping, is ons niks minder as 'n stofkolletjie of nog minder. Nogtans, is ons so onsaglik kosbaar vir die God wat alles gemaak het, dat hy sy liefde van dag tot dag ons wil wys, dat hy ons bewaar, dat hy ons seën.
Paulus skryf in Romeine 1:20. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Wel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Maar ons moet begin om aan God erkenning te gee, selfs al is daar dinge wat ons nie verstaan nie. As ek na die sterre kyk en alles wat God so wonderlik gemaak het, as ek na die grootte van die aarde kyk in vergelyking met die res van die skepping in die heelal, dan besef ons hoe nietig ons is, hoe min ons is. Dan besef ons hoe groot God is en hoe wonderlik hy is, en is ons verstom dat hy vir ons lief het. Dat hy vir my en vir jou so lief het. Dat hy sy seun, wie die skepper God is, gestuur het om in ons plek te sterf, om ons eens en vir altyd van sonde vry te maak. Hoe wonderlik is God se genade dat hy jou geskep het, sy liefde met jou deel, 'n wonderlike plan en 'n doel met jou lewe het. Esther, sy oom het vir haar gesê, toe sy vra oor die sin van haar lewe, sy het mos koningin in 'n Babel geword, sy het is juis vir 'n tyd soos die, dat God jou geskep het om 'n verskil in die wêreld te maak. Juis vir 'n tyd soos hierdie, dat God ons laat lewe om 'n verskil in die wêreld te maak. Ek besef my leeftyd, die tyd wat ek het om iets vir God te doen, is minder as 'n sekonde in die ewigheid. Talle gelowiges lewe asof hulle onbeperkte tyd het. Ons leef asof Jesus nie gaan terugkeer en gaan rekenskap vra nie. Volgens die Bybel leef ons in die eindtye. Maar die einde van daar beteken nie dat ons as Christene gaan wegtrek nie. Dit beteken dat ons as Christene ons lig moet laat skyn. Dit beteken dat ons ophou om vir mense te leef en dat ons vir die koning van alle konings moet begin lewe. Dit beteken dat ons ophou om geloof te sien as iets net vir 'n naweek en 'n Sondag en dat ons die heeltyd saam met Jesus Christus begin lewe en wandel. As die bruidegom by die deur is die ergste ding wat ons kan doen om te maak asof hy nog ver is. Ons het tyd om te speel en dit maak nie saak hoe ek leef nie. Ons moet leer om die beste gebruik van elke geleentheid te maak om die boodskap van lewe met soveel as moontlik mense te deel. Wanneer laas het jy vir God vertel wat hy vir jou beteken? Wanneer laas het jy die wêreld vertel wie God is en dat hy 'n beheer is? Ons gaan so sit en dan sing ons saam Vlam 8.
Ons bid saam. Hemelse Vader, as ons na U skepping kyk, en so 'n idee begin kry van wat om ons aangaan, dan is ons verstom. Het ons nie woorde nie. Dankie dat U hand van genade en bewaring oor ons hou, dat ons nie eers bewus is van hoe vinnig alles om ons beweeg nie. Ons weet, tyd stap verby en die tyd wat ons het om U te dien, om U te aanbid, om U te eer, gaan ook verby. En dan moet ons nie tyd om te mors nie. Het ons nie tyd om te speel nie. Moet ons die beste gebruik maak van elke oomblik om U te loof en eer, om U te dien, om vir die wêreld te vertel van wie U die Skepper God is. Dankie Here dat ons kan weet U is in beheer van die heelal, van die skepping, van ons sonnestelsel, van die aarde, van ons. Dat U ons veilig hou. Dankie dat ons in krisisse, terugslaan en probleme op U kan steun. Dat ons na U kan kom en dit met U kan deel. Voordat ons iets vir U gesê het, weet U dit al. Want U ken ons deur en deur. U ken ons diepste gedagtes, ons grootste geheimenisse. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Vader, vandag waar dit 'n biddag is vir ons jeug, onderwys, wil ek in besonder ons onderwysers aan U opdra, wat gemoeid is met ons kinders, om vir hulle 'n mooi voorbeeld te stel en 'n goeie opvoeding te gee. Ons bid vir ons kinders waar daar al hoe meer misleiding en deurmekaarheid in die wêreld kom, wat mense op dwaalweë meevoer. Lei ons kinders, Here, om aan U gehoorsaam te wees en binne U wil te lewe. Leer hulle om vir U lief te hê en U te dien. En mag ons as groot mense 'n voorbeeld stel wat ons kinders nader aan U trek. Vader, ons weet dat uitdagings in die tyd waarin ons groot is, maar steeds loof ons U as die God wat in beheer is. U kom toe die lof en die dank en die eer in die kosbare naam van Jesus ons Here. Amen.